Pandora se boks. Ek dink jy's reg. Voorsitter, eendag lank gelede was daar 'n pragtige vrou. Haar naam was Pandora. En op 'n dag het 'n boodskapper van die gode vir Pandora 'n boks gegee en haar gevra om dit op te pas. Sy moes ook beloof dat sy nooit, ooit die boks sal oopmaak nie. Vir daarna kon Pandora oë nie van die boks afhou nie. Sy het gewonder, is daar ook glinsterendigheid of diamante in die boks? Of dalk 'n genie wat al haar wense sal laat waar word? Ai tog, wat 'n temptasie. Op 'n dag kon sy aan 'n skierigheid net nie meer hou nie. Sy het die deksel stadig oopgemaak en binne die boks gekyk. Tot haar skok was daar geen glinsterende juwele nie, maar al die ebels, vandag bekend aan die mensdom. Siekte, dood en ellende het uit die boks gevlieg en die hele wêreld vol versprei. Net hoop het in Pandora se boks agtergebly. Arme Pandora was om die bos gelei deur die gode. Hulle het baie goed geweet dat sy daardie boks gaan oopmaak. Hulle het haar tempteer en misbruik gemaak van haar nuuskierige natuur. Pandora het net buite die boks gedink. Hierdie is nou ons Trie boks. Ek kan nie wag om te sien wat hier binne is nie. Kom ons noem dit die HEL boks. H vir Hailey, E vir Erin, dis nou ek, en L vir Lia. Dames en menere, ons gaan julle vandag oortuig dat nuuskierigheid 'n kragtige en positiewe eienskap is. Dit help ons om buite die boks te dink. Nuuskierigheid verbeter jou kognitiewe funksies, bevorder vooruitgang en gee jou moed om die onbekende mee aan te pak. So, kom ons maak die deksel oop en kyk wat is in ons boks. Eerstens, bevorder nuuskierigheid jou kognitiewe funksie. Dit is nou vaardighede soos om te kan konsentreer, om goed te kan onthou en om logies te dink. My vraag is dus, vra julle baie vrae en wil julle baie graag nuwe dinge leer? Ons doen verseker. En ons gehoor, vra julle baie vrae? Fantasties. Dan is julle beslis op die regte pad. Hard besig om nuuskierig te wees en jou breinspiere te oefen. As julle weer sien, dan dink julle saam met Pandora buite die boks. Wilma van Rooyen, wat spesialiseer in vroeë kinderontwikkeling, sê op webtuiste afrikaans.com in die artikel "Prikkel jou kind se nuuskierigheid" van 19 Maart 2025, dat nuuskierige mense uitblink omdat hulle geneig is om kennis oor verskeie dissiplines in te win. Met die gevolg kan hulle probleme met meer kreatiwiteit en insig oplos. Sien, Pandora wou glad nie die wêreld traumatiseer nie. Sy wou maar net meer weet. Dis al. Sy was nie net mooi nie, maar baie intelligent ook. Kom ons kyk wat se volgende skat kan julle breinspiere oefen. Tweedens, bevorder nuuskierigheid vooruitgang. Dit is ons grootste geskenk en ons enigste pad vorentoe. In die Rooi Rose van 13 September 2024 in die artikel "Maak nuuskierige kinders groot", lees ons dat Ian Leslie, 'n spesialis in menslike gedrag en sielkunde, in sy boek Curious skryf, dat nuuskierige mense geneig is om slimmer en meer suksesvol te wees. Suksesvol beteken mos om doelwitte te bereik, dus vooruitgang te maak, nie waar nie? En vir Albert Einstein was nuuskierigheid 'n fundamentele krag wat stagnasie voorkom en vooruitgang dryf. Nou vra ek julle met trane in my sjokoladebrein, hoekom bestaan spreekwoorde soos van nuuskierigheid is die tronke vol en die kerke leeg? Of nuuskierige agie kry pyn op hulle maagie. Nuuskierigheidsneus is in die deur afgeknyp. Soveel negativiteit. Ek verkies veel eerder Einstein se siening. Hy het gesê, ek het geen spesiale talent nie. Ek is net passievol nuuskierig. Hy het seker sy ma van haar kop afgedryf met al sy passievolle vrae. Definitief. Mamma Pauline, hoekom skitter die sterre? Mamma, is die wêreld 'n vriendelike plek? Mamma, hou die maan op bestaan wanneer ek nie daarna kyk nie? Ons het 'n baie beter spreekwoord vir ons liefste mammas. Geduld is bitter, maar dit dra soet vrugte. En nou,
vir ons derde skat. Ooh. Nuuskierigheid gee jou moed om die onbekende mee aan te pak en nuwe dinge te ontdek. My vraag is dus, is julle te bang om dit te doen, of te nuuskierig om dit nie te doen nie? Ek sê, kies die tweede opsie en moenie bang wees nie. Doen dit net. Oeh, hierdie vraag laat my hart sommer vinnig klop en my maag draaie maak. Myne ook, die avonture wag. In dieselfde artikel van die vorige punt, maak nuuskierige kinders groot, sê Ian Leslie dat nuuskierigheid vir nuwe dinge diverse nuuskierigheid genoem word. En dit gee jou moed om aandag op die onontdekte te vestig. Dr. Seuss inspireer kinders al vir amper 90 jaar om buite die boks te dink en om nuwe dinge te ontdek. Hy skryf, vandag is jou dag. Jy gaan op 'n reis na 'n wêreld wat wag. Jy het 'n brein in jou kop en voete wat trap. Van jou hang dit af wat se rigting jy stap. En terwyl jy jou weg deur ons wêreldjie baan, met jy alleen besluit waartoe jy gaan. Ooh, so opwindend, van die wêreld lê oop vir jou. Dames, menere en maats, ons weet julle stem saam met ons dat nuuskierigheid 'n kragtige eienskap is wat ons help om buite die boks te dink. Nuuskierigheid help ons om nuwe dinge te leer wat ons lewe interessant en lekker maak. Dit help ons met vooruitgang. Want waar sou ons vandag wees as Albert Einstein en al die slim uitvinders nie nuuskierig was en baie vrae gevra het nie? Ons sou seker nog in grotte gebly het en dood gegaan het van al die bakterieë. Of, soos ons arme oumas en oupas, kaalvoet skool toe gestap het deur die sneeu en oor die Drakensberge. Dankie tog vir nuuskierige mense wat graag die lewe vir ons wil beter maak. Nou het ons dan skoene aan ons voete en selfs 'n kar of 'n bus of 'n vliegtuig om die onontdekte mee aan te pak. En dit is die lekkerste lekker van nuuskierig wees. Nuuskierigheid is amper soos die hoop wat in Pandora se boks agtergebly het. En net soos hoop, vervang dit vrees met verwondering. Ek weet, dit is soos hoop, maar hoop met spiere, wat aktief besig is om iets te doen, vrae te vra en te soek na 'n nuwe pad. Jy is 100% reg. En raai wat? Daar is nog skatte in ons HEL boks. Ooh, 'n boek vir Hailey, om nuwe en interessante dinge te leer. Ek is seker Pandora, sou ek eerder 'n boek wou oopmaak. 'n saad vir Erin, Dink net, as al my klein vragies kan ontkiem en groei, dan kan ek dalk ook enige Pandora word. Weet enige iemand wat 'n saad is hierdie? Ek wonder, wat gaan hieruit groei? Dalk goue eiers. Kom ons hoop so, Jan. en 'n lig vir my om saam met Dr. Seuss die onbekende paaie mee aan te pak. Onbekende paaie, hier kom ons!